Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons gemeente herdenk die oomblik in die geskiedenis toe God sy kerk teruggebring het na sy woord toe en die instrument was Martin Luther gewees op 31 Oktober 1517. Ons gaan hierdie dag herdenk in die lig van Psalm 150. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Ja, Here, wat ons is, wat ons het, wat ons weet, die evangelie van Christus, is net genade. Ons kon daarvan sing, en Here, dit dring deur tot ons harte, ons weet van begin tot einde, is ons verlossing, die genadewerk in elkeen van ons. Ja, Here, ons kon ook reeds ons baie sonde swakheid voor U bely. Daar is niks wat ons na U toe kan bring vanmôre sodat U vir ons enigsins moet lief wees nie. Al wat ons kan bring en bydra is ons eie sonde. Here, so kom ons na U toe en ons doen dit net in Jesus naam. Vader, vergewe ons al ons sondeskuld. Lei ons deur die Gees dat ons eie sondes kan ken, dat ons daarmee kan deel, dat ons nie verskonings daarvoor sal soek nie, maar dat ons juis ook die duiwel die stryd sal aansê, die vlees in ons, dat ons nie daarmee vrede sal maak nie, maar dat ons juis gelei en gedring deur die liefde van Christus, elke dag meer en meer tot U eer sal lewe. Lei U ons hierin, bring U ons daartoe, wees ons ook hierin genadig. Vader, ons kom soek U op rondom U woord, rondom 'n nagmaalstafel. Wil U self nou deur U woord ons in ons harte lei, wil U self ons gedagtes gelowig vasvang by ons Here en ons Verlosser, se kruisdood aan die kruis. Maar ook sy opstanding, dat ons saam met hom opgewek is in 'n nuwe lewe. Ja, wil U daardie lewe in ons harte wek. Ja, ons bely al wat ons wens, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding in ons harte en ons lewens te ervaar. Werk dit so ook nou kragtig deur U Gees in ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. In ons skriflesing gaan ons vanmôre saam lees uit Psalm 150 vers 1 tot 6. Baie bekende Psalm 150 vers 1 tot 6. Halleluja, loof God in sy heiligdom. Loof hom in sy magtige hemelkoepel. Loof hom oor sy kragtige dade. Loof hom na die omvang van sy grootheid. Loof hom met die geskal van ramshorings. Loof hom met harp en lier. Loof hom met tamboerijn en koordans. Loof hom met snaarinstrument en fluit. Loof hom met die klank van simbale. Loof hom met die slag van simbale. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Vandag vier ons daardie oomblik in die geskiedenis van die kerk toe ons Here Jesus Christus sy kerk teruggebring het na die waarheid van die skrif. Ja, vir eeue, vir meer as 1000 jaar was die paus se dekrete, was menslike voorskrifte en kerklike tradisies, het dit swaarder geweeg as God en sy woord. Deur iemand soos Martin Luther aan te vier op 31 Oktober 1517, om hom daartoe te bring om sy 95 stellings op die kerkdeur van Wittenberg vas te spyker, het ons heeltemal teruggekeer. Na die groot waarheid, God se woord alleen is en bly die enigste maatstaf.
Ook dat ons net deur 'n ware geloof, dat ons net deur 'n ware geloof alleen deel kan kry aan Christus en al sy weldaden, en dat ek net op grond van Christus se vryspraak vrygespreek kan word. God kom deur sy Gees en hy vestig hierdie geloof in elke kind van hom. En daarom is alles wat ons ontvang, soos ons reeds kon sing, genade alleen. En waar God hierdie genadewerk so in sy kind doen, en sy kind bewus raak van hierdie verlossende werk wat God in my doen, terwyl ek weet, dis onverdiend, né? Hoe anderste? Dat ek eindig by 'n lewenswyse, 'n manier van dink en doen, waar ek net kan sing, al die eer kom God alleen toe. Soli Deo Gloria. Al die werk van God is daarop gerig, dat mens en dier, ja, dat alles wat asem het, ons Here moet loof en prys. God se versorging van sy skepping daar buitekant, sy betrokkenheid in die voor- en in die teëspoed van elkeen van ons se lewens, die koms van sy seun met sy verlossingsdaad aan die kruis, sy opstanding uit die dood, sy opvaar na die hemel en gaan sit aan die regterhand van God, ja, die uitstorting van die Heilige Gees in ons harte en die werk wat die Gees in die kerk tot vandag toe doen, het een doel. Alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Die genadewerk wat God in elkeen van ons persoonlik doen, ook sy versorging en bemoediging in tye van nood. Mense, gaan nie oor my nie. Die fokus is nooit op my, net my versorging en net my verlossing nie. God doen dit. Juis om ons instrumente te maak, wat ons hoogste doel daarin kry, om God te loof en te prys. Nou in die laaste lied van die Psalmboek, weergalm die woord Halleluja. Dit is so hartseer, dat meeste gelowiges vandag, vir meeste hulle gelowiges, as jy kyk na baie ander kerke, is die Psalmboek nie 'n Halleluja boek nie. Gemeentes waar die psalms nog gesing word deur meeste gelowiges as vervelige kerke beskou. Baie keer as ek 'n dominee is by interkerklike goed, dan kan jy sien hoe die ander dominees opmerk, dit is die gereformeerde dominee, ja, julle sing mos nog net psalms. Nee? So as ek net psalms sing, dan is ons nie Halleluja kerk nie. Ons loof en prys God nie in ons kerkgebou nie. Terwyl die woord Halleluja beteken letterlik prys die Here. En wie julle, die woord Halleluja kry ons net in die Psalmboek en in die boek Openbaring. 85% van die kere gaan jy hom kry in die Psalmboek en so 15% in die boek Openbaring. En die 150 psalms, soos ons het nou maar ken as een psalmboek, ja, geleerdes, as jy nou mooi gaan kyk tematies, is hy ook eintlik in 5 dele, 5 boeke opgedeel, waarvan elke boek, elkeen eindig, sy laaste vers, is 'n lofprysing aan God. As julle in julle Bybels kyk, sal julle sien, dat ook die laaste 5 psalms van die psalmboek, hier van Psalm 146 af, begin elke keer met die woord Halleluja. Dis so anderste as al die ander psalms. Ons is al so gewoond as jy by 'n psalm kom, dis of 'n psalm van Dawid, of is die Koragiete, of dis 'n psalm van Asaf. Nie in die laaste 5 psalms nie. Elke keer begin dit met die woordjie Halleluja. En dan hier, in die heel laaste psalm van die psalmboek, kry ons 'n loflied. Van begin tot einde is dit net 'n loflied. 'n Loflied waarin ons 10 keer hoor, loof God, loof hom. En dan eindig dit met die woorde, alles wat asem het, moet die Here loof, Halleluja. Wat eintlik beteken, die hele psalmboek loop uit op hierdie woorde. Alles wat asem het, moet die Here loof, Halleluja. En as ons net psalms sing, dink party mense, ons is nie Halleluja mense nie. Dan verstaan jy nie
waaroor die Psalmboek gaan nie. Maar wat van as ek nie vanoggend vir God Halleluja wil aanhef nie? Dalk is ek volgende die Sondag, as dalk net te veel redes, hoekom ek eerder 'n klaaglied wil sing saam met Jeremia. Dalk is jy bedroef oor die dood van 'n geliefde. Dalk is as die dinge wat in ons land gebeur, maak dit jou te bang en te benoud. As jy gaan kyk hoe gaan dit in die kerk, hoe mense van die kerk af wegloop, dan raak jy skoon kort van asem. Dalk is jy in 'n stryd gewikkel in jou huwelik, in verhoudings, met jou baas, by die werk. Is daar net dinge wat alle halleluja's in jou stil maak. Dalk is jy te siek, te seer, te bekommerd om 'n halleluja te sing. Jy sien, en dis nou juist die skoonheid van die Psalmboek. Dis asof elke psalm vir my of vir jou persoonlik geskryf is. Die hele Psalmboek raak elke faset van ons menswees. Daar is 'n psalm wat ons leer en in ons lei in die waarheid van God se woord. Daar is sekere psalms wat letterlik die geskiedenis van Israel en God se betrokkenheid in Israel se hele geskiedenis letterlik net verhaal en dan sing hulle dit. Daar is psalms wat ons sing as ons bang is en benoud is en wat ons net by God wil gaan skuil. Daar is psalms vir tye van swaar kry waar ons hoop net op God vestig. Daar is tot profetiese psalms wat duidelik heenwys na die Messias, na die Christus wat moet kom. Dan is daar psalms letterlik wat ons kan sing as ek bly is, as ek hartseer is, as ek bang is, as ek onnigter is en as ek hooploos voel. Dis aangrypend hoe die Heilige Gees elke digter van die Psalmboek gebruik het om in alle omstandighede God se hart met ons te kom deel. En dit in ons harte te kan indra, dat dit 'n lied in ons harte word, waarmee ons kan leef elke dag. En ek dink dis daarom dit so 'n geliefde boek is, waarby meeste van ons lief is om te gaan lees. Ek weet as iemand nooit Bybel in sy lewe nog gelees het nie, en hy wil begin lees, en sê ek altyd begin met die Psalmboek. Dit is altyd 'n goeie plek om te begin. Daarom is die Halleluja van Psalm 150 nie 'n leë, oppervlakkige Halleluja, wat soos baie mense dit maar net vir 'n stopwoord in 'n erediens of in hulle lewens gebruik nie, maar 'n Halleluja wat ek enige tyd kan sing, al doen ek dit met trane, met 'n stryd in my hart, maar met 'n geloof in die sekerheid, dat God my in Christus oneindig baie lief het, en kom wat wil, ek sal sing, Halleluja, prys die Here. Ja, God se kinders is Halleluja mense. Want al God se betrokkenheid in Christus en deur sy Gees in ons harte en in ons lewens, is daarop gerig dat ons vreugde net in hom moet vind. Die Psalmboek eindig doelbewus met Psalm 150. En is opvallend dat daar in hierdie Psalmboek geen klagte, geen versoek, geen verwyte of skuldbelydenis is nie. Hier word ook niks vertel of geleer nie. Dis suiwer net 'n lofprysing uit die hart van God se kinders, waarin hulle hom loof en prys. Ons kan God loof en prys, al is die seer nog seer, al is die bang en die benoudheid nog in my hart, al is die stryd in my hart nog so fel, al het ek nog nie antwoord op my probleem nie. Want ek weet, alles in my lewe gebeur in die helder lig van God se genade en liefde vir my. Ons lewe tog elke dag in die vrede, die sekerheid en die troos wat net die kruisevangelie vir elkeen van ons gee. As ons opgeroep word om die Here te prys, dan word ons opgeroep om hom te prys in sy heiligdom hier op aarde, maar ook in sy magtige hemelkoepel. Met ander woorde, maak nie saak waar ek myself bevind nie. In die tempel, in die kerk, in die erediens, ja, tot in die verste hoek en kantjie, so ver as dat jou gedagtes nou maar kan dink wat ver is in die sterrestelsel, waar jy jou bevind, moet ons die Here loof
en prys. En as die digter vir ons die redes gee van hoekom ons God moet loof en prys, sing ons, loof hom oor sy kragtige dade, loof hom na die omvang van sy grootheid. Die kragtige dade verwys na die groot dinge wat God in die geskiedenis van sy volk vir hulle gedoen het. Elke keer het dit tot hulle verlossing gelei. Dink maar in Psalm 7 vers 8, sal ek dan die Heer nie loof nie, en sy naam nie hulde bring? Vir sy groot verlossingsdade sal ek die Allerhoogste sing. Dis so Stoïsius het bereim. Ons moet hom ook loof vir die omvang van sy grootheid. Ons kan sing van die wysheid, die skoonheid en grootsheid van God, wat jy in die hele skepping kan raak sien. Ag, die mooiste, bly met daai woorde van Stoïsius. As ek o Heer, die nagtelike hemel daarbo aanskou, die tint en glans gewemel, hoe deur u toeberei die skugter maan met stille gang oor sterrevelde gaan, hoe bly jy stil sonder om halleluja te sing? Ons kan God loof en prys, net vir die rede dat hy alles geskep het, dat hy elke ster op sy plek gesit het, elke planeet in sy wentelbaan, dat hy alles groot en klein versorg. Net daarvoor kan ons God loof en prys vir sy grootheid, sy almag en sy majesteit. Maar hoeveel te meer kan ons hom nie loof en prys vir sy kragtigste daad ooit nie, waarvan die psalms ook sing, dat hy met die sterwe en die opstanding van sy seun ons met hom versoen het. Hy het ons in Christus van ons grootste vyand verlos. Hy het ons siel van die dood bevry. Dit waarvan Dawid in Psalm 16 sing. En ons vir ewig sy kinders gemaak. Halleluja, prys die Here daarvoor. God se kinders is halleluja mense. Ons het altyd genoeg rede om onder alle omstandighede om te loof en prys, want ons dryfkrag om hom te loof en prys lê nie in onsself nie. Dit lê in hom, wie God in Christus vir ons is. Ja, sy almag, sy onveranderlike grootheid, sy grenslose genade en liefde vir my. Halleluja, prys die Here. Nadat die digter ons geleer het om God oral te loof en te prys, en dat ons genoeg rede het om God onder alle omstandighede te prys, raak hy prakties, want hoe bly ek in hierdie lewe standvastig 'n halleluja mens? Hoe kan ek daarmee aanhou? Hoe kan dit ook later 'n krag word in my hart en in my lewe? Ja, dat ons werklik die Here loof en prys. As 'n mens nou mooi na hierdie snare of die instrumente wat hy hier bespreek, as 'n mens nou mooi daarna gaan kyk, sal mens sien dat daar 'n beweging is. Die groot slim woord, daar's 'n dinamika. Want as hy begin, dan begin die digter met, ons moet die Here loof en prys met die geskaal van ramshorings. Nou, ramshoring was deur die hoofpriester geblaas, wanneer hy die volk na die tempel toe geroep het. Hulle moes na die tempel toe kom, om daar aan die Sabbat of aan die feeste te kom deelneem. Ja, die God se kinders is na God toe geroep met die ramshoring. God gaan geloof en geprys word, en die volk moes kom luister. Hulle moes daar opnuut, ja, deur offers, deur die versoeningsproses gaan, om by God in sy midde te wees. Ja, die belangrikste was altyd om daar in die tempel by God te wees. Ja, die harp en die lier was nou weer instrumente wat die leviete op die trappe van die tempel gespeel het, om die gemeente letterlik aan te spoor tot gemeentesang. Het hierdie leviete op die tempeltrappe die mense die tempel binne begelei, en binne die tempel, dis wanneer almal nou hulle eie musiekinstrumente, die tamboerijn uitgehaal het, en wanneer die mense met koordanse God geloof en geprys het, en hulle het dit uitbundig gedoen, hulle het feestelik in God se teenwoordigheid verkeer, en hulle het sy nabyheid geniet, en God het hulle nabyheid ook geniet. Ons kan verstaan hoekom die koragiet van Psalm 42 in die tyd van die ballingskap so terugverlang het, na hierdie belewing van God se teenwoordigheid, saam met God se kinders in sy tempel, as hy in die bekende Psalm 42 sing, trane stort ek in my klagte,
Want die spotters vra vir my, waar is jou God? My dae en nagte gaan in droefenis verby. Nog hoor ek die feesgedruis, wat weer klink het om die huis, toe ek 'n skaar daarheen gelei het, my met hulle in God verbly het. Jy sien, hier vind ons die belangrikste rede, die beste plek om 'n halleluja mens te wees. Maar die belangrikste rede hoekom erediens bywoning so belangrik is. Dis hier waar God se volk bymekaar kom onder die geklank van die woord. Dis hier waar ons sing, ons halleluja's op laat reis. Waar dit in ons harte 'n krag begin word, waarin ons God loof en prys. Die enigste ware God. Want is hier waar ek naby hom is en ek weet, maar ons God het beloof, hy is ook hier in ons midde vandag. En ons moet dit feestelik kan doen. Die kragbron vir ons lofprysing is God self. Om hom in Christus beter te leer ken, soos wat sy Gees Sondag vir Sondag dit deur sy woord in ons harte vas lê. Om gewoon daarin te wees, om sy naam in die erediens te loof en te prys. So baie bejaarde gelowiges, as hulle nie meer die eredienste kan bywoon nie. Julle kan raai, wat is hulle grootste begeerte as gelowige? Om in die erediens net weer die lof van die Here te kan besing. Wat 'n wonderlike voorreg, dat ons dit elke Sondag kan doen, en dat ons juis die Here hier kan loof en prys. Ja, om God te loof en prys gebeur nie natuurlik nie. Of gebeur natuurlik nie net hier in die erediens nie. Want die snaarinstrumente en die fluit, soos wat ons aangaan, dui op instrumente wat hulle nou weer op die markplein gebruik het, wat in die strate gebruik is. Aangevuur deur hulle lofprysing in die gemeente, kan God se kinders ook by die werkplek, by die skool, by die sportveld, kan hulle God se naam loof en prys. Ja, waar my lewe gebeur, daar sing ek 'n lofsang by my snare, 'n lied van troos en trou, waarin ek U lof ontvou. O heilige by Israel skare, ek roep tot vreug herbore, verlos en nie verlore nie, by die werk, by die skool en op straat. En hierdie loflied gaan tot binne my huis. Ja, die klank of die slag van simbale is instrumente wat binne die huis en die kombuis gebruik is om ritme aan te gee, sodat die huisgesin God kan loof en prys. Na 'n harde dag se werk, by die etenstafel, terwyl ek en my gesin die dag se gebeure oordink, vir God in sy woord opsoek en bidend ons bekommernisse en vreugdes met hom en met mekaar deel, kan ons ook daar sing, wie wenend onder leed en smaad die korrels uitstrooi van die saad, sal in die hooggehalmde graan eerlang verbly die sekel slaan. Al wenend saai hy oor die akker, maar vrolik word sy saaigraan wakker en eindelik dra sy nywer hand die volle gerwe van die land. Psalm vir elke oomblik, elke omstandigheid, kan ons die Here loof en prys. God se kinders is halleluja mense, wat hulle krag put uit die bywoning van die erediens. Dis hier waar die Gees ons voor 'n week se waar die Heilige Gees ons voor 'n week se woelenwerk in God se teenwoordigheid inbring. Ons bid en saambring rondom sy woord en waar ons saam sing en God loof en prys. Hierdie erediens spoel oor na die erediens van die lewe. Die erediens van die lewe op die markplein, in die klaskamer, in die kantoor. Ons lofliedere ego tot in ons huise en in ons kombuise, waar God geloof en geprys word. Ja, God se kinders is halleluja mense. Let fyn op. Let fyn op dat die psalmboek eindig met alles wat asem het, moet die Here loof. Halleluja. Nie net die musikante in die gemeente nie. Nie net die engelstemmetjies en die noodvastes onder ons nie. Alles wat asem het, moet die Here loof. Het jy nou net 'n asemteug ingetrek en uitgeblaas? Dan moet jy saam met die hele skepping wat asemhaal, die Here loof.
Die plante loof God wat lewe skenk met hulle blomme en vrugte. Die diereryk besing God wat sorg en voorsien. Ek en jy moet God ook loof en prys met halleluja. Wat sal jou vanmôre uit jou vel uit laat spring? Dat jy sal net wil sing en op en af wil spring van blydskap. Sal dit 'n paar miljoen dollars wees wat jy kry? Miskien nog 'n rugby wêreldbeker? Kyk maar hoe gaan die mense te kere. Sal dit 'n onverwagse erfporsie wees van 'n oom of tannie waarvan jy nie eens geweet het nie? Deur sy woord en deur sy gees leer die evangelie ons dat ek en jy is mede-erfgename vir ewig van alles wat aan Jesus behoort. Ek en jy wat vir ewig verlore moes gaan, word net deur sy genade alleen God se kinders. Sien julle hoekom die eerste 4 solas moet uitloop op die laaste een, Soli Deo Gloria, tot eer van God alleen. Gereformeerdes, Bybelse gelowiges is halleluja mense. Ons sien uit na die dag wat ons volmaak by God en by Christus gaan wees en waar ons saam met al die gelowiges oor al die eeue dit gaan uitjubel. Alles wat asem het, moet die Here prys. Halleluja. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons doen 'n gebed saam. Ja, Here, ons dankie. Ons dankie vir hierdie psalm, wat ons opnuut daarop wys dat ons halleluja mense is. Dat ons lewe 'n lied moet wees wat U uitwys, U grootheid, U heerlikheid, maar nog meer dat ons dit kan sing as verlosters in Christus. Ja, Here, wil U ons daartoe lei en bring deur U Gees, dat ons 'n singende gemeente sal wees, dat ons singende huisgesinne sal wees, en dat die musiek wat ons sing, ja, dat dit tot U eer sal strek. Vader, wil U self en elkeen van ons daardie lied wakker maak, aanspoor, dat ons saam kan jubel en juig. Ja, alles wat asem het, loof die Here. Halleluja. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.